Mure werk nie net hard nie, hulle werk ook slim. Goeienaand en welkom by hierdie gesprek. Die Here leer ons dit deur hierdie een van die 4 klein swak diertjies in Spreuke 30 vers 25. Mure is nie sterk nie, en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Mure maak voorsiening, is asof hulle ook vooruit lewe. Hulle maak kos by mekaar. Hulle is nie sterk soos 'n leeu wat elke dag kan uitgaan en vir homself kos kan vang nie. Nee, mure moet kos by mekaar maak as dit daar is. Hierdie betrokke muur waarvan gepraat word, is 'n saadeter. Tussen Augustus en Oktober vergader hulle graankorrels, dis ook die oestyd in Israel. Want gedurende die winter, as dit reën, is daar niks nie. En dan het hulle genoeg. Het is wys om dit by die mure te leer. Ons moet voorsiening maak en voorberei vir die dag van môre. Ook God werk met die toekoms. Hy werk met 'n plan wat al van voor die grondlegging van die wêreld af bepaal is. God skep ons as mense na sy beeld met die vermoë om vooruit te kan dink en planne maak. Hy wil hê ons moet nou voluit lewe, maar met 'n bepaalde verwagting en voorsiening vir die toekoms. Natuurlik, in afhanklikheid, soos Jakobus ons leer, in nederigheid en erkenning, dat as die Here wil en ons lewe, ons sal doen wat ons beplan. Hierdie les om vorentoe te beplan, raak al die aspekte van ons lewe. Dit raak die dinge nou hier op aarde. Dit raak die bewaring van natuurlike hulpbronne soos water en energie. Nie net sodat ons genoeg kan hê nie, maar ook die mense wat na ons kom. Dit raak persoonlike sake soos finansies. Ons mag nie net vir die oomblik al die geld wat ons het uitgee en vermors sonder om aan die toekoms te dink nie. Dit raak ons gesondheid. Kan ek, of dit wat ek vandag eet, hoeveel keer ek te veel in die son kom, die sport wat ek beoefen, dit alles het langtermyn gevolge vir my gesondheid. Ek moet dit in ag neem. Dit raak ons kinders en kleinkinders se toekoms. Ons moet vir hulle en saam met hulle ook vorentoe lewe en hulle toerus om eendag hier op die aarde te kan regkom. Toerus paraat maak vir die wintertye wat kom. Ook geestelik toerus. Bovenal raak die les ons as gelowiges se toekomsverwagting op die Here. Dit raak ons vooruit kyk in ons verwagting van 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel saam met ons Here. Ons moet voorbereid wees soos die 5 wyse meisies. Die bruidegom kan enige dag kom, onverwags soos 'n dief in die nag. Ons moet die Here soek terwyl hy te vind is. Ons moet skatte nie op aarde nie, maar in die hemel bymekaar maak, waar mot en roes nie verniel nie en diewe nie inbreek en steel nie. Ons moet ons beywer selfs vir die koms van die Here. Die evangelie moet aan alle mense en tale en nasies verkondig word, dan sal die Here kom. Dit beteken nie dat ek nie vandag moet lewe nie. Dis die enigste dag waarop ek kan lewe. Gister is verby en môre nog kom. Maar as dit vandag somer is, moet ek soos die mure hard en slim werk. Môre is dalk winter, dan is daar niks en dan is dit te laat. Die graan wat vandag daar is, moet vandag opgetel word. Kom ons leer by die mure. Hulle sit in die somer vir hulle kos weg. Goeienaand.